Daar's dan niks soos reën nie. Goeiemôre julle. Reën maak so altyd 'n opgewondenheid in my wakker. Dit is so asof die Here wil sê, ek kom gee my seën vir julle. Maak nie saak wie jy is en wat jy is nie. Maak nie saak hoe julle land lyk nie. Maak nie saak wie wat aanvang nie. My seën sal ek bly gee. En dis net die wonderlike liefde van die Here Jesus Christus wat aanhou kom en weer kom, en die aarde kom nat maak, ten spyte van die mens, en al die dinge van die mens. Mens, hoe gaan dit met jou vanmôre? Hoe gaan dit met die vreugde in jou lewe? Ons is vanmôre by nommer 7, die laaste ene, wat Paulus met die Filippense praat, en vir hulle sê, kry hierdie 7 goed in plek, en jy gaan jou verheug in die Here, ten spyte van 'n lewe wat miskien baie de mekaar is. Ek weet nie almal van julle is vanmôre op dieselfde plek nie. Ek moes in hierdie week 'n sussie van my gaan sien wat kanker het, 'n broer wat 'n nier het wat moontlik verwyder moet word, mense wat hulle werk verloor het. Maar weet julle wat ek by hulle almal opgetel het, is daar ten spyte van dit alles 'n vreugde is in die Here Jesus Christus. Baie welkom julle vanmôre. Ek stap nou hier so reguit in, hier van die wind wat waai, en ek wil julle vanmôre 'n bietjie 'n kamer kom wys hier in ons gemeente. Dis ons doopkamer, maar 'n pragtige kamer wat eintlik reg gekry is. En ek wil julle neem na 'n spieël. Hier by die doopbad. 'n Spieël, en dan wonderlik net langs die spieël hierdie pragtige skildery wat Hetty vir ons geskilder het, van die Here Jesus Christus toe hy gedoop is, en die duif uit die hemel, die Heilige Gees op hom neergedaal het. En die rede hoekom ek die spieël vanmôre wil inbring, is baie spesifiek. Jakobus skryf daarvan, en ons gaan nou daarvan lees. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 In Filippense 4 vers 9 gee Paulus die 7de sleutel tot vreugde, om gelukkig te wees, om te veg teen dit wat dit kom steel by jou. En hy sê hier, wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. En dan wil ek graag vir julle ook 'n gedeelte lees van Jakobus. Hy skryf hier in Jakobus 1 vers 22. Sê hy die volgende woorde, en dis hoekom ek die spieël vanmôre vir julle ook wil wys. Julle moet doen wat die woord sê. En dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Baie mense sê maar, ek kry dit nie reg om gelukkig te wees, en dan sê ek maar, doen jy dit,
wat Paulus sê? Het jy hierdie 7 dinge wat hy die afgelope 7 weke vir ons geleer het, pas jy dit toe in jou lewe? Want hoor bietjie wat skryf hier. Jakobus, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk, hy bekyk homself, soos ek nou hier myself mooi bekyk, en daar in die agtergrond kan julle miskien van Merrick sien, wat al hierdie goed afneem. Die man ken sy storie. Jy staan jouself in 'n spieël en kyk, en gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Is nie verskriklik nie? Dat jy jouself in die spieël kyk en dan moet jy vir mense vra, maar hoe lyk jy eintlik? Wat gaan eintlik in jou lewe aan? Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, daai 7 dinge wat Paulus vir ons kom leer, en hom daarin hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En hier kom sê Jakobus dieselfde, jy sal gelukkig wees, ten spyte van alles wat de mekaar is, ten spyte van ons land, ten spyte van COVID, ten spyte van jou huwelik, ten spyte van, sal jy gelukkig wees. Dit kan God vir jou doen. Doen jy dit? Of is jy net een van daai hoorders? Kyk, ons is goeie hoorders, hoor. Eintlik praters. Ons kan praat en ons kan sê, maar ons is slegte doeners. My pa het altyd gesê, jong, gebruik jou mond en jou ore in die verhouding waarvan jy hulle gekry het. Jy het 1 mond en 2 ore. Hoor en praat minder en doen. Hoe gaan dit met jou doen? Ek wil jou vanmôre sommer reguit vra. Hoe gaan dit met hierdie 7 sleutels? Doen sleutels om weer vreugde in jou lewe terug te bring. Het jy daai siffie voor die vensters van jou siel? Die eerste een waaroor ons gepraat het, is hy daar? Of kom die moer deur? Keer jy dit wat van buite af inkom en kom plak hier op jou siel? En alles kom donker maak en kom die mekaar maak. Die tweede ene, is jy 'n medewerker, is jy ingemessel? Is jy deel van 'n geloofsgemeenskap waar jy iets doen en bydra en 'n verskil maak? Die derde een, is daar 'n eensgesindheid in jou? Werk jy saam? Is jy deel daarvan om te laat blom? Inskikkelikheid. Nie 'n skuurpapier nie. Skuurpapier Christene. Oral waar jy kom, skuur jy. Die 5de een. Maak jy alles, al jou sorge, in danksegging en sê, Here, dankie vir die mooi in my lewe, en in smeking, Here, ek staan op my knieë voor U. Ek het nie 'n reg op enige iets nie, Here, maar ek smeek U daarvoor. En dan, wag, is die deur toe. En dan kom Paulus en hy sê vanmôre, doen jy hierdie goed? Of was dit vir jou so pragtig mooi? Dit was 'n mooi woord vanmôre. En dit was so beautiful. En ek stuur dit aan sommer vir baie mense. Maar ek pas dit nie toe nie. Ek doen dit nie. Om te doen. Jesus het gedoen. Nie gepraat baie nie. Hy het gedoen. Ons kan so luister en ons verwonder. Maar ons kom nie by die doenslag uit nie. En dan wonder ons hoekom ons nie vreugde in ons lewe het nie. Hierdie 7 beginsels wat Paulus hier vir die Filippense gee, is doenbeginsels. Dit is elke dag leefbeginsels. Elke oggend wanneer ek opstaan, sê ek, Here, en dan noem ek sommer die 7 goed vir my op. Dan sê ek, Here,
Ek het my siffie aan, Here, ek gaan die volgende goed doen, ek gaan inskikkelik wees, Here, ek gaan saamwerk, ek gaan iewers iets doen, Here, ek gaan praat met U die hele dag, Here, ek gaan my hart vir U wys, Here, ek gaan die deur toe hou, Here. Ek noem dit en ek doen dit. En weet julle, wanneer 'n mens dit begin doen, soos Paulus skryf hier, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie God, die Here Jesus Christus, wat vrede gee, sal jou hand kom vat. En jy sal gelukkig wees, soos wat Jakobus sê. Hoekom is dit so moeilik om te doen? Ek kom sommer hier na hierdie knielbankie toe aangeskap en ek wil sommer hier op hom afsak. En wie dan onthou ek onmiddellik die 5de ene waaroor ek gepraat het. Met dank, segging en met smeking moet ek met die Here praat. Ek moet sommer heeldag met hom praat. Elkeen van julle gaan hierdie goed op 'n ander manier doen. Maar dit moet deel word van jou mens wees. Dit moet deel word van jou elke dag leef. Partykeer sê mens, ja, ek moet my hart vir die Here gee. Nee, jy moet God deel maak van jou lewe. Om jou hart vir God te gee beteken, God walks with me every day in my life. Ek vat hom saam. Ek maak hierdie beginsels my lewensbeginsels. En dan word die moontlikheid op vreugde en blydskap en om altyd bly in die Here te wees. Ek herhaal, wees bly. 'n werklikheid. Ontvang die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Hemelse Vader, kom maak hierdie beginsels deel van elkeen van ons se lewens. Here, dat dit nie net 'n hoording sal wees nie, maar dat dit ook 'n doending sal word. Ek bid dit in die kragtigste naam van name, Jesus Christus, ons Here. Heilige Gees, neem beheer. Lei my, leer my, laat my doen, Heilige Gees. Amen. When you move, darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. Where you are, fear turns into praises. Where you are, no hearts left unchanged. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. 'Cause when you move, the outcast finds a family. And when you move, the orphan finds a home. Lord, here we are. Teach us to love mercy with humble hearts. We bow down at your throne. So come, move.
justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Come move even more, Lord. Come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. And King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone, Jesus. And King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone, all to you. Oh Lord, come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Oh, lead us back to you. Oh, come move. Oh, and come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you, Jesus.